Dankbaar kan ons wees dat God ons sonde oorsien. Dat God vir ons lief is. En dat hy ons oë oopmaak om sy liefde en sy genade te kan raak sien. Ek praat 'n bietjie van vandag van die verborgde sonde van verbittering. En as mens baie keer met mense praat, dan gaan ons hoor dat hulle, meeste van ons, sukkel met 'n vorm van verbittering. En as ons nie erken nie, kan ons mense net hoor wat hulle sê. Jy kan kyk in hulle optrede. Wat is die mens se optrede teenoor iemand anders? En dan gaan jy agterkom, maar hy tree in 'n sekere spesifieke situasie altyd dieselfde op. Hy word miskien kwaad, hy's negatief, hy's ontevrede. En dan kan ons begin kyk, dat daar is iewers 'n wortel van verbittering, soos die woord sê. En verbittering is eintlik 'n baie lelike ding. Want hy manifesteer nie net nie. Hy kom nie net ewe skielik en hy sê vir jou, maar hier is ek nou nie. Hy groei. Hy groei. En dit doen vir ons ongelooflik skade aan. Jy weet, dit is amper asof iets wat met heuning gedoop is. Hy's soet, hy's lekker as hy ingaan. In die mond in die gedagte in. Maar dit is ook soos 'n botteltjie gif wat jy drink en jy hoop die ander persoon gaan dood. Want jy is eintlik die een wat doodgaan. Jy is die een wat die binne doodgaan. En ons gaan verder daarop ingaan vandag, maar ek wil lees uit Efesiërs 4 vers 31 tot 32 en ek lees uit die 83 vertaling uit. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesit en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ek het nou nie die versies getel, hoeveel versies is daar in die Bybel wat praat oor verbittering. Maar dat is ongelooflik baie. So, dit is 'n ding wat definitief al vir ons vir baie jare het Jesus toe hy dit gesê het in die Paulus in sy harte ingespreek het. Die skrywers van die Bybel het hy geweet daar's 'n probleem met dit. En as ons kyk na ons lewe van vandag, is ons lewe oor die algemeen almal is verbitterd. Mense is ontevrede. Hulle is ontevrede met hulle omstandighede. Hulle is ontevrede met mense wat hulle te nakom. En hoe meer jy verbitterd is, hoe meer kom jy na mense te na. As ons kyk na bietjie na wat is die kenmerke van verbittering, begin ons met die Bybel sê, dit is soos 'n wortel. Met ander woorde is 'n klein dingetjie, iewers langs die pad in jou lewe, het iemand jou seer gemaak. Iewers langs die pad in die lewe, is jy teleurgestel, en jy word verbitter. Met ander woorde, hy begin groei, hy kry wortels, hy groei, hy word soos 'n groot boom, en hy ontreinig ons hele menswees. Ons is so opgeneem, kan ek amper sê, met hierdie verbittering teenoor die mense in die samelewing. En waar lê die wortel? Wat is daai wortel van verbittering? Daai wortel van verbittering kom, soos ek gesê het, van seerkry af, maar ook van woede. Daar waar jy kwaad geword het, iemand het jou miskien te nagekom. Jy word kwaad, maar jy kan nie uitgee aan jou woede nie. Jy hou dit hier binne in jou. Dan begin die saadjie ontkiem. En hy begin al hoe meer groter en groter word. Ons lees in Hebreërs 12 vers 15 sê dit, let daarop dat niemand die genade van God misloop nie, en dat geen wortel van verbittering opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Dis baie duidelik wat ons hierso hoor.
as ons verbitterd is, gaan ons die genade van God misloop. Dit gaan baie mense besmet. En die oorsprong, sê die Bybel, is in die hart uit. Dis 'n diep geestelike en emosionele verbonding, wat iemand aan jou skade aangerig het in jou lewe, iewers, in 'n verhouding. Want gewoonlik is daar iemand wat as jy naby aan 'n persoon is, vir wie jy lief is, rig daai skade aan. Iemand rig daai skade aan in daai verhouding, het sy dit 'n vriendskapsverhouding is, het sy dit 'n liefdesverhouding is, het sy dit 'n huwelik is, miskien familie. En die probleem is dit, dan begin ons as mens 'n wrok koester. Ons koester 'n wrok teen daai persoon, of persone, of familie, of vriende, besigheidsvernoot. Ons word onvergewensgesind. Ons wil nie die mense vergewe nie. Dis lekker, ons broei op hierdie verbittering. En hy groei. Ons is heeltyd besig om te kyk, hoe het hulle ons te nagekom? Dit is die heeltyd. Die Bybel sê dit is 'n strong man. Hy word 'n sterkte en 'n kragtige force binne in jou gedagtegang en in jou lewe. Wat is die geestelike gevolge van verbittering in ons lewens? Dit verteer ons van binne af. Ons hart, ons verstand, ons liggaam. As ons kyk, sê hulle dat verbittering is die worteloorsaak van kanker. Want ons is psigosomaties in mekaar gesit dat dit wat in ons gedagtegang gebeur, dit wat in ons hart aangaan, manifesteer in ons liggame. So met ander woorde, as ons verbitterd is die kans so goed, en ek sê nie dit is altyd die geval nie, dat dit kanker kan veroorsaak in ons liggaam. Dit verteer ons. Soos ek gesê het, ons hou doelbewus vas aan daai woede teenoor 'n persoon. Ons is heeltyd reg om aanstoot te neem. Het jy al agtergekom dat aan die einde van die dag, as ons kom, en iemand het jou seer gemaak, is jy die hele tyd op jou agterhoede. Jy is nie die hele tyd op jou agterhoede, jy is die hele tyd op die verdediging uit. Want wie gaan my volgende seer maak? Wie gaan vir my te nakom? En sodra daai persoon jou net 'n bietjie te veel te nakom, dan het jy 'n woede ontploffing. Ek moet myself verdedig. Ons almal sit met 'n probleem. Jy sien, ons weier om van daai seer ontslae te raak. Ons weier om te vergewe. Ons hou daarvan om daai wrok te koester in die binne en sê, ag, dit is so lekker om kwaad deur die lewe te gaan. Om 'n siniese uitkyk oor die lewe te hê. Oor alles sinies te wees. 'n Intense vyandigheid te hê teenoor mense en omstandighede. Jy sien, die probleem is dat ons begin mense dan ook wantrou. Mense wat vir jou lief is, mense wat vir jou omgee. Jy begin al hulle optrede en hulle intensies bevraagteken. Jy sien, maar dit is nie net dit nie. Dit voorkom dat ons 'n vol lewenswyse het. Dat ons 'n volle lewe het. Want ons kan nie gelukkig wees as ons verbitterd bly nie. Dit verhoed dat ons vrede kan maak met mense. Dit verhoed dat ons 'n behoorlike verhouding met God kan hê. Ons kan nie versoen word met mense as ons so verbitterd is nie.
dan kan nie versoening kom nie. Jy sien, jy bly 'n koue, siniese, ontevrede mens. Ken julle sulke mense? Kan julle sulke goed miskien in jouself sien? Hoeveel van ons mense is partykeer kwaadwillig? Hoeveel van ons mense is partykeer wat ons as sprus mense wil seermaak? Want ons is verbitterd. Ons moet onthou, dit is nie goed wat uit God se gees uitkom nie. Dis nie die vrug van die gees nie. Dit is nie God se hart vir ons lewe nie. Dis nie God se plan dat ons so moet wees in ons lewens nie. Hy wil nie hê ons moet so ontevrede en ongelukkig wees nie. Partykeer kom en loop mense jou hele lewe lank saam met verbittering. Jy sien wat ek gesê het, verbittering kom nie net ewe skielik in, nie soos ek nou nie. Hy kom begin klein en hy groei en hy manifesteer en hy word groter en hy word groter. Want aan die einde van die dag gaan jy nie verbittering aanvaar as jy dit nie eweslik ervaar nie. Dis nie hoe die vyand wil werk nie. Hy kom altyd met so iets wat hy klein begin en hy groei hom. Hy sit al hoe meer situasies, hy sit al hoe meer mense op jou pad, dat jy kan begin verbitterd raak. Totdat jy op 'n stadium een so verskriklike, mislike mens is. Mense vermy jou. Want jy kla oor alles, jy is ontevrede oor alles. Jy het geen lewensvreugde nie, jy het geen liefde vir mense nie. Jy het nie eens liefde vir jouself nie. En dis tog een van God se grootste wette wat om te sê, hou en wees lief vir jou naaste soos jouself. Maar hoe kan jy vir jouself lief wees as jy verbitterd is? Hoe kan jy vir jou medemens lief wees as jy verbitterd is? Partykeer vat dit ons amper 'n leeftyd om agter te kom, wat is dit wat ons lewe so ongelukkig maak? Jy weet, en partykeer dan gebeur dan sekere goed in ons lewens waar ons kom op 'n plek waar ons nie eens die son oor iemand anders wil sien skyn nie. Ons wil nie die son oor iemand anders sien skyn nie, want ons is bang hy doen beter as wat ek doen. Ja, kyk wat het hulle, maar kyk wat het ek. Partykeer is dit asof geleenthede jy die hele tyd in jou lewe ontwyk. Of jy begin net op 'n sekere plek in jou lewe, begin jy net die toppunt bereik van jou loopbaan of iets in jou lewe, en ewe skielik staan iets jou af. Ruk die mat onder jou uit. Jy kan net nie verstaan, hoekom kom jy nie op nie net bo nie. En asof dit elke keer al hoe erger en erger en erger raak. Jy sien, en hoe dit al hoe erger raak, met dit wat in jou lewe gebeur, raak jy al hoe meer en meer verbitterd. Jy kan nie die goed in mense sien nie. Jy kan nie die liefde in mense sien nie. Want alles wat jy sien in jou lewe, wat mense vir jou doen, sien jy as 'n aanval. Dit is 'n sad lewe wat ons lei, as ons so uitkyk hoe die lewe begin kyk. Jy weet, ons lees in Psalm 66 vers 18, as hy onreg in my hart gekoester het, sou die Here nie geluister het nie. Jy sien, want dit is nou waar die ding inkom. Die psalmskrywer sê hierso, want ek het onreg, dis verbittering, een van die goed. Want jy sien, dit begin ons geestelike verhouding met God ook affekteer. Ons is nie gelukkig nie, ons geloof is besig om onder te ly. Want, hoekom? Ons het vir die duiwel vashou plek gegee in ons lewe. Ons het vir die duiwel vashou plek gegee.
die versie gaan lees, moenie vir mekaar kwaad gaan slaap nie, sodat daar nie vaste plek vir die duiwel is nie. Maar hierdie is ook 'n vaste plek vir die duiwel in ons lewens. Jy sien wat nou begin ons kwaad raak vir God. As ons nie, ons bid, en ons bid, en ons bid, en ek bid so hard en niks gebeur nie. Jy weet, ek dink die Here gehoor my gebede nie. Nee, God hoor jou gebede. Maar daar's iets wat tussen jou en God staan, dat daar nie daai geregtigheid kan kom nie. Daar's iets wat tussen jou en God staan, wat jy nie eerlik en opreg is nie, want jou hart is nie suiwer nie. Daarin in hierdie geval se naam is verbittering. Jou hart is verbitter teenoor God, teenoor die mensdom, jy begin sondig, jy kom dit nie eens agter nie. Weereens, as jy besig om so stadig aan weg te beweeg van God af, dat jy kom dit nie agter nie. Want jy is besig om 'n verharde hart te kry. Jou hart is besig om te verhard teenoor die dinge van God. Ons as mens ongelukkig mis sulke dinge. In Handelinge 8 vers 23 het Petrus die Simon die towenaar aangespreek en gesê, want ek sien dat jy 'n galf van bitterheid en in die band van ongeregtigheid is. Wat sê dit dan? Ons is nie geregtig voor God nie, ons is ongeregtig. Ek is besig weer vir 'n volgende preek, maar wat interessant is wat ek daar gelees het, is dat dit hulle sê dat as jy geregtigheid kom eerste, tweede kom vrede. So met ander woorde, as jy nie geregtig is vir God nie, en jy is verbitterd, gaan jy ook nie vrede in jou hart hê nie. Jy gaan nie vrede in jou lewe hê nie. Jy gaan die hele tyd voel asof iets jou jaag, jy moet beter doen, jy moet beter doen, jy moet beter doen. Jy moet, God gaan my nie aanvaar vir wie ek is nie, want ek is nie goed genoeg nie. Dis die leuen. Dis die leuen. Ons probeer goed doen op ons krag, eie krag. En dan werk dit nie. En ons kyk bietjie na verhoudingsgevolge. Wat is die gevolge in 'n verhouding as gevolg van verbittering? Spreuke 14 vers 10 sê die hart ken sy eie bitterheid en 'n vreemde deel nie in sy vreugde nie. Jy sien, verbittering gaan elke verhouding op elke vlak beïnvloed. Van vriend tot werksverhoudings, tot geestelike verhoudings, tot Christelike verhoudings, tot huweliksverhoudings, tot pa en kind, ma en dogter. Verhoudings gaan dit beïnvloed en skade lei. Dit isoleer ons van mense af, verbittering. Hoeveel keer het jy al mense gesê wat sê wat ek verkies om eerder alleen te wees? Ek gaan nie seer kry by mense nie. Hulle het seer gekry. Hulle verkies om geïsoleer te wees van die samelewing af, want dan kry hulle nie seer nie, hulle beskerm hulle self. In Efesiërs 4 vers 3 sê, alle ywer in die dag lê om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ons moet gaan vrede soek. Ons moet soek en ons moet ywer aan die dag lê. Ons moet werk daarvoor om een met die gees te word. Jy sien wat aan die einde van die dag, hoe meer ons in die Heilige Gees leef, hoe meer ons in die Gees soek, hoe meer ons vul met God se goed, God se woord, met gebed, hoe meer kan ons begin om daai verbittering agterweë te begin sit. Ons moenie toelaat dat verbittering broei en groei in ons lewe nie.
Want jy sien dit ondermyn die eenheid wat ons het tussen ons en God. Dit ondermyn ons verhouding met mense. Die eenheid wat ons met ons gelowiges moet hê. Dit bring verdeeldheid in die kerk. Hoeveel van ons hoor deesdae kerke is verdeeld? Gelowe is verdeeld, ons Christelike geloof. Jy sien iemand kry seer in die kerk, dan raak hy bitter. En ek hoor meer en meer daarvan, hoe baie mense verbitterd raak oor die kerk, en dit is hartseer. Want iewers langs die pad het hulle verbittering, het hulle seer gekry, die plek wat 'n veilige hawe moes wees, het hulle seer gemaak. Daar's emosionele en fisiese gevolge. Spreuke 12 vers 7 sê, 'n vrolike hart is goeie medisyne, maar 'n neerslagtige gees laat die gebeente uitdroog. Ons kan sien, wat sê dit hierso? Want verbittering laat die gebeentes uitdroog, dit maak ons siek. Dit maak ons siek. Dit gee vir ons spanning. Dit gee ons angs. Dit bring vir ons verbittering. Dit maak ons moeg. Dit tas ons gesondheid aan. Dit veroorsaak depressie, hoë bloeddruk en 'n verswakte immuunstelsel. Dis verbittering. Hoeveel van ons is cholesterolpille, bloeddrukpille en. Miskien ons gaan kyk in ons geestelike lewe. Hoeveel van daai goed is die oorsaak van ons gesondheidsprobleme? Want dit word tasbaar. Verbittering word tasbaar in ons lewens. Hoe oorkom ons dit? Hoe oorkom ons verbittering? Hoe wen ons dit? Want dis nie God se plan vir ons lewens nie. 1. Vergifnis. Vergifnis. Vergewe die mense wat jou seer gemaak het. Bewys liefde. En raak afhanklik van God se genade. Maar vergifnis is maklik om te sê ek vergewe iemand. Maar ons moet ook begin bid en dat God ons verlos van daai effek wat verbittering in ons lewe, mense se seer in ons lewe gebring het. Daai effek is verbittering. Ons kan die mense vergewe, maar ons moet ook vra, God se genade ons verlos van hierdie verbittering, van hierdie emosionele bagasie wat ons dra. Kolossense 3 vers 13 moedig ons aan, verdra mekaar en vergewe mekaar as iemand 'n klagte teen iemand anders het. Soos Christus julle vergewe het, moet julle ook vergewe. Hoe baie van ons sê ons vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Ek vergewe op 'n voorwaarde. Moenie daai vergeet vashou. Kyk, 'n mens kan nie. As iemand jou baie seer gemaak het, kan ons wees realisties. Jy kan nie iemand blindelings weer gaan vertrou nie. Jy hoef nie die persoon te vertrou nie. Dat ek dit so stel. Want die woord sê ook vir ons moet wees versigtig soos Dawid, versigtig soos slange. Dit is die woord, ek kan nie presies onthou nie. Maar aan die einde van die dag, vergewe hulle. Moenie kies om die hele tyd daaraan te dink nie. Moenie kies om die hele tyd daaraan op te broei nie. Maar moet jouself net nie weer oopstel vir seerkry nie. Spreuke sê in die 7 pillars of wisdom, en ek kan nie onthou wat die hoofstuk dit is nie, be prudent, wees voorbereid, wees versigtig vir mense wat jou seer gemaak het. Ons moet onthou dat vergifnis is sentraal om die siklus van verbittering te breek en verhoudings te herstel.
Dit is baie moeilik om 'n verhouding te herstel wat seer gekry het. 'n Huweliksverhouding, maar ons onthou wat het ons daai dag beloof voor God. Dis 'n covenant. Dis 'n ooreenkoms. God het met ons ook ooreenkomste. Ons stel hom ook te leer. Is hy verbitter teenoor ons? Nee. Is hy kwaad vir ons? Hy word as ek hom gekrap. Maar aan die einde van die dag, God hou dit nie teen ons nie. Ons moenie iets teen iemand hou nie. Want as jy dit doen, gaan jy nooit daai siklus van verbittering breek in jou lewe nie. Ons moet God se hulp soek met gebed, vas, die woord en die skrif te oordink, te gaan soek, wat sê die woord oor verbittering, hoe om genesing te kry. Een versie Filippense 4 vers 6 tot 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak alles in julle versoeke aan God bekend, deur gebed en smeking met danksegging. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Sê vir God dankie, dat hy jou gaan verlos. Sê vir God dankie, want dit versterk jou geloof. Dit maak jy elke keer as die Here, dankie dat U besig is met my. Dankie dat U besig is om my hart te versag. Dankie dat U besig is om my te verlos van verbittering. Weet jy wat, jy gaan begin glo. Jy gaan begin leef. Dankie dat U my help om my X, Y en Z te vergewe. Wat my seer gemaak het. Dat hulle geen houvas meer in my lewe het nie. Ons verbittering. Hoe gee ons daai verbittering kos? Jy sien, jy kan nie iets uitroei of van dit ontslaa raak as jy nie weet wat dit maak groei nie. So jy moet uitvind wat is daai verbittering se kos. Een van die maniere om daarvan ons dink as 3 as ek reg onthou. Spreuke 17 vers 9 sê vir ons, dit gee vir ons 'n goeie beginpunt. Hy wat 'n oortreding toemaak, soek liefde. Maar hy wat 'n saak herstel, skei goeie vriende. Die teenoorgestelde van vergifnis is om 'n saak te herhaal. 3 maniere. 1, herhaal nie altyd in jou kop. Jy oordink kon dag en nag. Jy oordink nie die woord nie, jy oordink sonde. Jy oordink verbittering. Jy oordink wat het iemand aan jou gedoen. Jy speel daai arme ou bandjie oor en oor en oor in jou kop. Dis die algemeenste manier. Ons noem dit overthinking. Ons oordink. Dan is lekker. Dis wil jy die ou nog terugkry? Jy sien, jy is besig om my saadjie te voer, as jy so die ding in jou kop herspeel. Die volgende ene, ons maak 'n notaatjie, so mental note, van wat die ou ons gedoen het. En elke keer, as ons beklei, of is dit iets, dan sê jy, wat het jy aan my gedoen? Jy het dit en dit en dit aan my gedoen. Op daai dag en daai tyd en dit. Daar's 'n skrywer van The Peacemaker, dit was een van my boeke gewees wat ek gestudeer het. Ken Sandy. Hy noem dit gunny sacking. Dis asof jy 'n onsigbare sakkie vat en jy vat al die goed wat mense aan jou doen en jy gooi dit in die onsigbare sakkie en jy dra dit saam in jou lewe. Ek dink dit gaan swaar gaan 'n rugsak raak as jy uiteindelik almal se probleme in jou lewe dra. Jy gaan nooit meer gaan so boggelrig hê. Want jy sien elke keer as daai sakkie, as daai persoon by jou kom en hy maak jou omgekrap, dan gooi hom gou weer, dan haal jy goed uit. Aha, hier's jou pakkie. Gooi ek jou met daai wat jy my seer gemaak het.
Ons wil nie hê die persoon moet vergeet wat het hy aan ons gedoen nie. Jy sien ons nie meer regtig vergewe nie. Afrikaans het 'n mooi gesegde. Ons gaan haal die ou koeie uit die stoot uit. Die derde een, ons herhaal die saak teenoor iemand anders. Ons bly dit herhaal teenoor iemand anders. Ek kom en ek sê vir Amanda, wat het iemand aan my gedoen, en ek hou aan, en aan, en aan, en later begin daai tyd so trek. Want ek het die ou bandjie het ek al vrot gespeel. Spreuke 17 vers 9 sê, wie skinne skei goeie vriende. Jy sien, daar word 4 mense benadeel as jy skinne. Benadeel jouself, te benadeel die persoon wat van geskinder word, te benadeel die een wat luister, en die hartseerste van alles 'n bedroefde Heilige Gees. Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Wanneer ons die hele ou storieetjie wat ons seer gemaak het bly herhaal, voer ons weer daai verbittering. Dit beteken nie, as ons seer gemaak is, dat ons moet dit op onder die mat invee nie. Ons kan die mense konfronteer, en vir hom gaan sê, weet wat, jy het my baie seer gemaak met dit. Ek het regtig nie waardeer wat jy gedoen het nie. Doen dit liefdevol. Die woord sê, as iemand jy te nagekom het, gaan praat met hom. Ons lees daarvan in Matteus. Maar doen dit bidtend. Doen dit met liefde. Doen dit met 'n goeie intensie. Dis ons plig om hierdie tipe van goed te kommunikeer. Dis ons plig om verhoudings te herstel. Ons moenie toelaat dat dit op 'n plek kom waar dit so verbittering is, dat daar eintlik haat teenoor mense is nie. As daar iemand is wat gesteel het, iemand wat vermoor het, dit moet dan aan die authorities, dit moet aan die polisie, of wat ook al gerapporteer word. As daar iemand is in die kerk is wat regtig verkeerd doen, wat jou seer maak, wat mense gaan skinder en te kere gaan, moet dit aan jou pastoor of jou ouderling of iemand gerapporteer word. Jy moet daaroor praat. Jy moet dit nie kom binne 'n bæring nie, want dis wanneer dit groei. Psalm 70, Spreuke 17 vers 9 is herhaal. Wie oortreding bedek soek liefde, maar hy wat 'n saak weer ophaal, skryf vriende vir mekaar. Jy moet probeer om hierdie ding net sê, weet wat, kom ons sorteer die ding uit en berg ons op. Dis dan klaar. Ons hoef nie aan te gaan oor nie. Sorteer dit. Moet dit nie met die wêreld gaan bespreek nie. Gaan praat dit met die mense wat nodig het om dit te hoor. Jy sien wat weer eens, kom ons op dit neer van, as ons nie van verbittering ontslae raak nie, as ons nie noodwendig die goed aan die openbaar maak, van wie dit moet hoor nie, gee ons die duiwel vas sy plek. Want ons moet vrede najaag met almal, sê Hebreërs 12 vers 14. En die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God afvallig word, dat daar geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Dit is hartseer om te dink dat baie mense word besoedel deur verbittering. Ons moet ons harte en ons gedagtes vol met God se liefde. Ons moet onthou dat God het vir ons sekere beloftes gemaak. Hy wil hê ons moet liefde kweek. Hy wil hê ons moet sekere goed in gedagte hou. Ons moet onthou, as ons seer gemaak word, as ons iemand seer maak, bedroef dit vir God. En hy sal reg laat geskied. God is tevrede. Hy wil hê jy moet vergewe. Hy sal jou beloon daarvoor.
As jy vergewe word, gaan jy nie. En ek kan nie onthou waar is 'n versie wat gesê, as jy sal aan die tormentors oorgegee word nie. Dit staan ook in die Nuwe Testament, ek dink in Matteus, waar die oor die koning geld geskuld het vergewe word, en dan geruk 'n blikke aan 'n ander rond wat hom minder geld skuld, en toe gee die koning hom oor aan sy tormentors. Ek kan nie Afrikaanse woord onthou nie. Maar dit is hoekom jy gaan getorment word. Jy gaan gestraf word. Amper, dis nie heeltemal die regte woord seker nie, maar jy gaan die duiwel het die reg om jou lewe baie swaar te maak. So moenie dit toelaat nie. En dan is daar genade. 'n Belangrike ding, genade vir die persoon wat berou oor wat hy verkeerd gedoen het. As iemand kom en hy vra om vergifnis, sê wie wat ek het jou seer gemaak, dankie dat jy my sê, daar's genade van daai persoon. Eweneens, as jou vergifnis nie ten volle is nie, is daar genade vir daai persoon. Want ons moet altyd onthou, ons kan die een wees in die kant staan, wat iemand seer maak. So as daai persoon, ons vra om vergifnis, en daai persoon vergewe ons nie heeltemal nie, God gaan ons vergewe, hy gaan vir ons genade betoon. Jy sien, nou word ons lewe vrugbaar. As ons hierdie begin navolg, hierdie stappe, om van verbittering ontslae te raak, om te vergewe, om lief te hê, word ons harte vrugbare grond. Dan kan ons begin 100voudig vrug dra volgens God se wil. Ons moet onthou, dis nie net verbittering is nie iets wat jy het nie. Jy word nie gebore met verbittering. Dis iets wat jy kweek. Maar dis dieselfde met vergifnis. Ons het 'n keuse om dit te vergewe. Lukas 6:45 sê, die goeie mens bring uit sy goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Dit wat ons hart van oorloop, is die mond van vol, is die gesegde, né? Onthou net, om te vergewe, is soos om 'n gevangene vry te laat. En die dag as jy vergewe, gaan jy agterkom, jy was die gevangene. Jy is 'n gevangene gewees van verbittering, van haatdraandheid, van onvergewensgesindheid, van kwaadwilligheid. En ek gaan afsluit gaga met Jona. Ons het 'n hele reeks gedoen oor Jona. Kyk wat het in Jona se lewe gebeur. Daar's 'n perfekte voorbeeld van verbittering. Ek meen, hy gaan en hy moet vir die mense van Ninive gaan sê, julle gaan vernietig word. En ons weet, daar was nie goeie bloed tussen Israel en Ninive nie. En toe God besluit, nee, hy gaan hulle nie vernietig nie, want hulle vra om vergifnis vir hulle sonde, toe word hy kwaad. In plaas om bly te wees vir hulle, word hy kwaad vir hulle. Hy word kwaad vir God. Hy het sy naaste liefde verloor. Jy sien, sy woede was onredelik. Dit was menslik, dit was nie goddelik nie. Jy sien, verbittering het sy gedagtegang verdraai. Verbittering het sy teologie verdraai. Toe, wat doen hy? Hy gaan isoleer homself. Wat ons vroeër gesit. Jy isoleer jouself. Hy gaan bou 'n huisie, hy gaan sit daar en wag en kyk of God dalk net sy plan gaan verander en in elk geval gaan vernietig. Dat God hom hulle toch sal oordeel. Sy prioriteite is verkeerd. Want jy sien, God gee vir hom 'n plantjie, dit word 'n boom, dit gee vir hom lekker skaduwee, die lewe is lekker, maar toe die boom vrek, toe sy meer kwaad en besorgd oor die boom wat vrek, wat vir hom skaduwee gegee het, as die mense en die diere en die kinders wat sy dood gegaan het. Sien dit ons prioriteite verander. Ons prioriteite word verduister, verdraai.
En dit is die hartseer van dit alles. Dat verbittering laat baie dinge in ons lewe onafgehandel. En die mekaar. Ons trap in 'n struik, waar ons mense moet red, waar ons gered moet word. Dat ons moet bly wees as mense tot bekering kom. Word ons kwaad. Maar ons moet onthou, God baan vir almal 'n weg. En dis belangrik. Ons moet vergewe, want ons was ook eendag op een tyd sondaars gewees, en ons is nog steeds. So ons moet net verbittering ons lewe reël, en ons menslikheid en ons liefde vir mekaar wegvat. Ons sluit ons oor. Almagtige Here God en Vader, ons sê vir U dankie. Here, dat ons na U toe kan kom en vra, Here, daar waar verbittering in ons hart kos gevat het. En ek glo dis in elkeen van ons lewe, Vader. As ons terugkyk en ons evalueer ons lewe, gaan ons besef, maar verbittering het ons vernietig. Verbittering het ons soveel geleenthede ontneem. Verbittering het ons lelike mense gemaak. Haatdraand, liefdeloos, Here, en ek vra dat U ons sal help. Ons vandag die verbittering nie oorgee, Vader. Dat U ons sal verlos daarvan. Dat U ons sal vul. Vader, dat U die gevolge, die takke van verbittering wat ons lewe al ook uitgespreid het, sal verlos daarvan. Dit sal afsny, Vader, dat ons geen verbittering in ons hart sal hê nie, maar ons ook nie enige nagevolge sal saamdra nie. Dat ons nie meer sal koester nie, dat ons nie meer aan sal dink nie, maar dat ons met liefde in ons harte mense sal verkeer. Vader, ek bid dat U asseblief in elkeen se harte wat hier is vandag, die wat nie hier is nie, sy lewe sal werk en van hulle sal uitwys. Waar moet hulle verander? Here, en dat hulle harte sal versag om eerder verlossing te vind, as om aan te hou, om verbittering na te jaag. Ons loof U en ons prys U en ons eer U in Jesus naam.